Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag julle, dit is vir my so groot voorreg om vandag met julle te kan gesels oor ons derde tema in hierdie reeks, Wen Liefde. Nou hierdie reeks natuurlik se titel is Wen Liefde met 'n vraagteken en natuurlik vanaf dit maak ons dan die verklaring dat liefde wel wen. So as ons kyk daarna dan dink ons terug natuurlik aan Jesus en natuurlik wat hy vir ons gedoen het om ons juis in verhouding te bring met God. So as ons kyk na die kruisdood alleenlik en ons sien natuurlik dit was baie pynvol, baie lyding natuurlik. En ons kyk na wat die kruis bereik het, na die kruisdood bereik het, is dit natuurlik wat ons leer in Romeine 5, wat hy vir ons sê dat dit juis ons verlossing gebring het, maar ook die feit dat ons nou versoen is met die hart van God. So as ons kyk dat pyn dan eintlik, die pyn wat Jesus beleef het en hy kom en hy doen dit, hy kom van hierdie verheerlikte posisie om vlees dan nou in te neem in daai sin, wat hy eintlik onderdanig is in die vlees, in die sin van dat hy honger kan raak, moeg kan raak, en natuurlik pyn kan beleef, dan begin 'n mens besef, okay, maar hoekom sal hy dit gedoen het? Hoekom sal hy hierdie verheerlikte posisie los, om juis hierdie pyn te beleef, en dan sien ons die doel daarvan is juis sodat ons versoen kan word met God, en sodat ons sondes natuurlik verlos kan wees. En dan vra ons natuurlik, wat is die motief agterdien? Natuurlik is die motief liefde, want hy het dit juis gedoen, sodat ons weer in verhouding kan staan met God. So as ons dan dit alles daai in gedagte, dan weet ons kan natuurlik verklaar dat liefde wel wen. En is vanaf hierdie vertrekpunt wat ons dan beweeg, as ons kyk na mense rondom ons, as ons besef dat dit wat Jesus gedoen het, die pyn wat hy beleef het, sodat ons juis versoen kan wees met God. Dis vanaf hierdie vertrekpunt wat ons motief dan teenoor ander mense dan juis is dat ons hulle wil ook leer van hierdie liefde. Hulle wil ook eintlik innooi in hierdie familie van God waarvan ons nou deel is. En is eintlik so perfek as ons dink in die tyd wat ons is, waar ons juis Moedersdag vier, waar ons juis moeders vier, maar nie net van die fisiese nie, maar ook van die geestelike. Ons weet natuurlik die moeder se liefde is 'n liefde wat ons natuurlik welkom voel in 'n gesin, welkom voel in 'n familie en natuurlik baie veilig laat voel. En hierdie moeder, soos wat ek gesê het, is nie net ons fisiese ma's nie, ek het natuurlik 'n baie goeie ma, wat baie vir my omgee, wat my baie liefde gegee het, en nog steeds doen, maar ek verstaan ook die rol van 'n geestelike ma, wat inspraak het in my lewe, vir my tyd vorentoe, so beide is bitter belangrik. En is juist as ons hierdie in gedagte hou, dan besef ons, okay, dat Jesus eintlik 'n appel op ons lewens gesit het, as ons dink aan liefde, en as ons dink aan liefde, nie net aan die liefde van God na ons toe nie, maar die liefde vanaf ons na ander mense toe, juist sodat ons hulle kan leer van hierdie liefde van ons en God, juist sodat ons hulle kan innooi in hierdie nuwe familie in. So as ons kyk na Johannes 13 vanaf vers 34 tot 35, dan sien ons juist hierdie appel wat Jesus op ons lewens gesit het, wat hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, so moet julle mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle teenoor mekaar liefde het. So hy stel hierdie appel op ons lewens in die sin van dat ons mekaar moet lief hê, natuurlik soos wat hy ons lief het, maar ook in die sin van dat hierdie liefde wat ons het tussen mekaar, eintlik die kenmerk dan is van ek wat 'n disipel is, ek wat eintlik 'n volgeling is van Jesus. En as ons dink aan daai woord disipel, dan weet ons natuurlik hierdie woord verwys spesifiek na 'n student toe. En hoekom sal hy nou praat van disipelskap en dat ons eintlik 'n student is, want is juist as ons dink aan liefde teenoor ander mense, ek weet nie van jou nie, maar hoe ek het beleef, dis nie 'n eenmalige proses nie, dis nie net ek besluit vandag, ek is lief vir jou, en dan is my liefde eintlik maar volmaak nie. Dis 'n proses waar ek jou leer lief het, en dis eintlik 'n proses wat aaneenlopend is tot aan die einde van dae, van die einde van tyd natuurlik. En ons sien dit ook natuurlik in Paulus se gebed,
as hy juist met ons praat uit Filippense 1 uit, maar hy bid eintlik vir ons en hy sê, ek bid juist dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en in insig. Ek lees verder, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Vers 9, ek bid juist dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. En ons weet natuurlik dat hierdie kennis waarna hy verwys, is nie 'n kennis van feite van alledaagse goeders nie, glad nie dit nie, maar die woord kennis in die Grieks verwys eintlik na deep spiritual understanding toe. En nou wat hy hiervan praat is juist die hele gedagte van as ek dink aan God en sy natuur, sy karakter, alles wat ek leer in skrif, dan sien ek dat dit die kennis is waarna hy verwys. En wanneer ek leer oor God, wanneer ek God sien in daai manier, wanneer ek God se natuur en karakter en spesifiek sy liefde teenoor mens leer, die feit dat sy seun vrywillig gekom het om vir ons te sterf, as ons hierdie goed deel maak van ons, die natuurlike uitvloei daarvan sal wees dat ons dan lief is vir ander mense. Dis wanneer ons kennis in hierdie toeneem, dan is ons natuurlik net meer lief vir ander mense. En dan praat hy direk daarna natuurlik van die onderskeiding en is die feit van hoe ek hierdie liefde toepas. Want hierdie liefde wat ek het met mense is nie noodwendig net 'n emosionele respons wat ek het, nie 'n emosionele reaksie nie, maar dit is juist in verskillende maniere wat ek hierdie liefde deel. En ons het juist in hierdie tyd baie stil gestaan by Hebreërs 13. In hierdie reeks spesifiek. En ons weet natuurlik Hebreërs is 'n brief, so ons moet hom natuurlik ook so sien en ook so lees. So as ons kyk na Hebreërs 12 aan die einde, dan weet ons dat dit eintlik hoofstuk 13 dan nou inlei. Al die stellings van dit eintlik maar inlei in daai sin. En ons weet natuurlik hoofstuk 12 eindig waar God praat van dat hy sekere goeders gaan laat vergaan as hy praat van die aarde wat hy weer gaan ruk. En ons weet ook dat hy weer goeders weer nuut gaan maak ook vir die nuwe aarde, vir die nuwe hemel. En hy praat ook juist daarvan omdat ons hierdie kennis het, omdat ons hierdie koninkryk ontvang het, natuurlik sal ons dan God dien, vanaf daai punt af. Maar hy sê dan iets baie belangrik, hy sê daar seker goed wat gaan vergaan, seker goed is wat tot nuut gemaak gaan word. So ons weet natuurlik, as daar iets is wat nou al hier is, ons in die aarde soos wat ons dit ken om te wees, dan weet ons dis 'n prioriteit, want ons weet dit gaan ook daar wees in die ewigheid. En dis juist wat hy ons inlei eintlik in hoofstuk 13 vers 1, wat hy sê, die broederliefde moet bly. So hy plaas 'n prioriteit op juist hierdie liefde. En hy sê verder, in die broederliefde natuurlik is daai juist daai tipe liefde wat Jesus van praat, wat 'n kenmerk is van 'n disipel wees van Jesus. Waar mense hierdie broederliefde sien, dan weet hulle, nee, hy volg Jesus. Hy is totaal en al onderdanig aan Jesus. Vers 2 gaan hy verder, hy sê, moenie versuim om gasvry te wees nie. Direk daarna dan praat hy praat eerstens van die prioriteit van liefde, wat moet bly natuurlik in enige verhouding of omstandighede, tussen mense natuurlik, en direk daarna praat hy van gasvryheid. En dis die hele gedagte van, eens op 'n tyd was ons ook ingenooi in hierdie liefde van God. Eens op 'n tyd was ons ook eintlik vertel van God se liefde, maar ook hierdie hele gedagte van dat ons dit nie heeltemal verstaan het. En tot vandag te verstaan ons dit net gedeeltelik. Maar daar was 'n tyd in ons lewens wat ons dit nie heeltemal deel was van dit in terme van ons gedagtes of ons emosionele wêreld nie. Maar ons is nou op 'n plek waar ons natuurlik staan in verhouding met Jesus, waar ons hierdie goeders begin verstaan. Maar in daai tyd moet ons besef dat ons by 'n plek was waar ons nie noodwendig dit geken het nie. So iemand het ons ook ingenooi, selfs al was dit Jesus self wat met ons begin praat het. Iemand het ons hierdie liefde aan ons kom openbaar en hulle het ons deel gemaak en hierdie gasvryheid praat juis van daai gedagte van ek nooi hulle in om hulle welkom te laat voel, veilig te laat voel, sodat hulle juis die liefde van Jesus begin sien. En dis juis waar die skrywer hiervan praat. En as ons kyk na vers 3, en dis eintlik maar vir ons vandag baie stil gaan staan, en sê hy, dink aan die gevangenes asof julle mede-gevangenes is, aan hulle wat mishandel word asof julle dit self aan julle liggaam beleef. So as hy praat van gevangenes, net 'n bietjie konteks van hierdie skrif spesifiek. Hy sê, dink aan die gevangenes asof julle mede-gevangenes is. So die gevangenes praat hy van, as ons die tronk van daai tyd verstaan, is dit nie noodwendig net mense wat verkeerde dinge gedoen het en gevang was nie, maar dit is ook mense wat 'n aanklag het teen hulle lewe. So in hierdie tyd natuurlik verstaan ons dat die eerste Christene, die eerste volgelinge van Jesus, natuurlik nie net verklaar het dat Jesus sondes, ons verhouding met God herstel en sondes skoon was nie, maar ook die feit dat Jesus hier is en hy is Here en hy is koning. So as ons dit verstaan, dan dink ons terug aan hulle kultuur en hulle konteks, want natuurlik was daai woorde glad nie welkom in daai tyd nie.
Daai woorde was eintlik half 'n laster teen die Romeinse regering natuurlik, teenoor Caesar, want die Romeine het hom geken as Here. Hulle het hom geken as Lord. So nou kom die nuwe mense en praat van 'n nuwe koning wat hy is, 'n nuwe Here wat hy is, en nie die Here is ewig, hy is lewendig. So natuurlik sien hulle dit eintlik hulle laster teenoor Caesar, en as gevolg van die was die eerste Christene natuurlik vervolg. En dis waaraan hy verwys, en ons dink ook aan die tronk self, hoe dit gestruktureerd was. Het is nie soos vandag, wat byvoorbeeld die tronke vir hulle kos gee en voeding gee en al daai tipe van goed nie. Nee, as jy daai tyd in die tronk is, dan moes jou familie vir jou kom sorg het. So as jy in die tronk is, en jy het nie noodwendig 'n familie wat vir jou omgee, of vriende wat vir jou omgee nie, sou jy sterf van hongersnood. Want hulle sou nie vir jou kos gegee het nie. So hy praat hier net van, as hy praat van die liefde, praat hy ook eintlik van die hele gedagte van, as ons dink in die gevangenis, praat van die ondersteuning in gebed, voeding, en wat ek eintlik hulle ondersteun, deur net daar te wees ook vir hulle. So dat ons sien dan, hierdie liefde is nie noodwendig net 'n emosionele reaksie nie, maar die liefde is eintlik primêr ook 'n fisiese aksie. En 'n stunning wat hy hierso vir ons begin sê, want dan begin ons verstaan, okay, hoe is ons liefde dan teenoor ons medemens? En as ons dan verder gaan, en ons gaan weer in die skrif, en hy sê, dink aan die gevangenes, asof julle medegevangenes is. Aan hulle wat mishandel word, asof julle dit self aan julle liggaam beleef. So hy praat hier van 'n empatie. So hy praat hier die hele gedagte van, as ek sien wat hulle het, sien wat hulle deurgaan, sien wat hulle omstandighede is, dan begin ek dink daaraan, asof ek dit self beleef. En die rede hoekom hy juis in dit ingaan, is wanneer ek regtig myself in iemand se skoene inplaas, dan begin ek besef, dan begin ek sien, o, hemel, dis wat die ou beleef. Dis die pyn en dis die lyding wat hulle beleef. En dis verskriklik dan, want as ek dit kan doen, as ek dit kan regkry, daai kinds amper kan regkry, om eintlik hierdie empatie teenoor mense te hê, dan kan ek hulle waarlik lief hê. En nie net 'n liefde wat kom van mens tot mens nie, maar dan wys ek hulle eintlik die liefde van Jesus. Want hy is die perfekte voorbeeld van 'n leier wat empatie het met sy volk, 'n koning wat empatie het met sy volk, want hy het juist die kruisdood beleef, sodat ons nie hoef nie. Hy het juist die vlees aangevat, sodat ons nie hoef nie. Hy het juist vlees geword, sodat hy medelee kan hê met ons, sodat hy kan verstaan wat ons natuur deurgaan, sodat hy die versoeking kan verstaan, en nie dat hy het nie verstaan het nie, maar dat hy in dit ons eintlik op kan lig na die posisie toe, wat hy ons geroep het om te wees, hierdie bestemde posisie, waar alles nuut is hier binne in ons. En is beautiful as ons dan Jesus sien in daai lig, want dit beteken, as my koning dit vir my doen, hemel, dan is die appel op my lewe om dit juis vir my mens te doen. Dan is dit juis om my empathiese liefde vir my medemens te hê. En ons praat natuurlik, ons dink aan gesinne, ons praat van ons huwelik, ons praat van ons vriende, ons kollegas, ons praat van die mense daar buite. As ons dink aan hulle, dan plaas ek myself in daai posisie in. En ek wil nou juis vandag eintlik in hierdie hele idee ingaan, hierdie praktiese oefening met julle deel, 2 oefeninge spesifiek, en dit kom eintlik uit 3 Colors of Love, uit hierdie boek uit, waar hy praktiese oefeninge gee, hoe ons empatie kan groei. Want weer eens, wanneer ons daai empatie kan groei, en ons support, en ons ondersteun mense in dit, wat hulle deurgaan in terme van hulle emosionele wêreld, dan kan ons hulle eintlik innooi, en dan kan ons gasvry wees teenoor hulle in die liefde van Jesus, in die liefde van God teenoor ons. Die eerste oefening wat hy van praat, is ek gaan dit sommer so noem, jy is ek of ek is jy. En dis die hele gedagte van as ek in gesprek is met iemand, kom ons begin by ons gesin. As my kind met my praat, dan gee ek hom nie net 'n antwoord, want ek ken nie antwoord nie. Ek dink, okay, ek is nou my kind, in my gedagtes, verbeel ek myself, ek is letterlik in my kind se skoene, of in my vrou se skoene, my kollega, my vriende, wie ook al. Ek is in hulle skoene en ek beleef letterlik wat hulle nou beleef. En nie met my finansies of enigiets nie, maar ek beleef dit met hulle toestand, met hulle omstandighede. Het sy dit verdrukte finansies is, het sy dit finansies tekort is, het sy dit gesondheidsprobleme is, of wat ook dit mag wees. Ek verbeel myself totaal en al asof ek in hulle skoene is. En dan vanaf daai plek moet ek myself die vraag vra, hoe sou ek dit beleef? Dit wat met my gebeur, hoe sou ek dit beleef? En is vanaf die plek wat ek daai vraag vir myself vra en baie eerlik is met myself, dan begin ek antwoorde kry, soos dan sou ek daai pyn ook so beleef het. En is dan vanaf die plek wat ek eintlik regtig empatie kan hê met hulle. Ek weet nie of dit vir jou ook so is nie, maar vir my is dit so, as iemand deur iets gaan, wat ek reeds al deur gegaan het, voel dit is baie makliker om daai persoon te help. En ek praat nie van net in die fisiese nie, maar ek praat juis in die geestelike en emosionele. En selfs hulle gedagtewêreld, want ek weet die gedagtes wat hulle beleef.
Dit voel vir my baie makliker. So as ek dit kan regkry met my kind en my vrou en my familie en my vriende en my kollegas, om regtig so te begin dink aan hulle, kan jy net jouself indink hoe ek hulle kan ondersteun. En hierdie sê ons nie net, want jy weet dit klink goed of mooi nie, dis juis wat Jesus vir ons kom doen het. So die direkte appel op ons lewe is juis om dit vir ander te doen. En dis juis in hierdie spasie wat ons mense kan ondersteun. Die tweede oefening is die hele gedagte van dat ek aktief begin luister. Sodat wanneer mense met my praat, dan is dit nie net 'n ding van ek hoor wat hulle sê nie, maar ek luister regtig na hulle woorde. Want ons vandag se tyd is dit so besig in ons gesprekke, selfs met ons gesinne. Ons praat mekaar en ons hoor die woorde, maar ons hoor nie noodwendig die emosie agter daai woorde nie. En is dan by 'n plek wat ons mekaar heeltemal mis in ons gesprekke. Maar as ek regtig aktief begin luister na wanneer hulle na my praat, en dit mag dalk lyk soos wanneer hulle praat, dan kyk ek hulle direk in die oë, dit mag dalk wees dat ek die laaste paar woorde wat hulle sê herhaal, net dat hulle verstaan, dat ek verstaan, en dan weet hulle kan die gesprek verder voer, maar dit is dalk praktiese goed, maar ek dink 'n belangrike ding wat ek vandag wil uitlig, is juist die hele gedagte van om vrae te vra. Ek dink om vrae te vra is eintlik 'n kuns, om eerlik te wees. Want ek dink ons vra baie keer hoe gaan dit, byvoorbeeld vir jou vrou of vir jou kind, jy vra hoe gaan dit, hoe was jou dag by die skool, jy vra vir jou kollega hoe gaan dit met die projek of wat ook al dit mag wees, ek vra hoe dit gaan, hulle sê goed of hulle sê sleg, en sê okay. So as ek nou dink aan my kind wat vir my sê byvoorbeeld, nee, dit gaan goed pa, dan sit 'n hele ding van, okay, maar wat in jou dag het gebeur wat dit goed maak? Dis iets baie eenvoudig. Maar net om daai vraag te vra, lig dit vir hulle uit, dat hulle met my deel, wat beleef hulle as goed, of wat beleef hulle as sleg. En is weer eens, ek vra nooit 'n vraag om 'n antwoord te gee nie, maar ek vra 'n vraag om te kan ontdek, om te kan verstaan. Want as ek by daai plek kom, by my huwelik, by my kinders, by my groter familie, by my vriende, wie ook al dit mag wees, as ek by daai plek kan kom, dan kan ek ordentlik verstaan waartoe my mense gaan. En is dan in hierdie tyd, as ek daai kennis het en daai insig het, dan kan ek regtig onderskei, soos die gebed van Paulus, hoe om daai liefde toe te pas. As ek hierdie goed begin verstaan. So dis nie meer 'n eksterne liefde wat van buite af net kom en ek vra net om te antwoord te gee nie, maar dis juis ek kom van buite af, binne ek vra myself, hoe beleef hierdie persoon dit regtig? En van daai plek af dan begin ek vra om te ontdek wat hulle dieper emosie of gedagtes is. En dit is vir my so mooi, soos ek gesê het, ek is regtig bevoorreg met die tipe ma wat ek het, wat baie lief is vir my. Maar ek onthou na skool of na werk of wat ook al dit mag wees, ek onthou na 'n moeilike dag of 'n moeilike gesprekke met mense, en ek kom by die huis en dan voel ek bietjie emosioneel uitgetap of fisies uitgetap. En dit was 'n manier van, ek kon net deel met haar wat ek beleef, en sy het gesit, geluister, saam geknik soos ek praat. En soos ek praat, het sy vrae gevra, wat my laat dieper besef het, okay, dis dalk hoekom ek dit so beleef het. En in daai spasie het dit dadelik, dit het gevoel, sy loop saam met my deur hierdie probleme. Dit het gevoel, wanneer ek deur hierdie goedes dink, dan dink sy saam met my. Sy beleef dit saam met my. En ek kan nie dink aan 'n beter vorm van ondersteuning as dit nie. En dit is juist die geleentheid wat maas vir ons skep ook natuurlik, fisiese maas en geestelike maas, wat hulle die vrae vra en regtig luister. En vir ons as mans ook natuurlik leer om hierdie gesprekke te voer, leer om hierdie emosie te deel. En ek is natuurlik vir ewig dankbaar daarvoor, maar wanneer ons hierdie begin het in ons gesin en in ons huislewe, en ek is, soos ek sê, ek is bevoorreg met my huisgesin, wat baie gesond is en baie liefdevol is. Dus wanneer dit hier is, dan weet ons, daar's 'n vreugde in die huis. Daar's iets anders in hierdie huisgesin, wat die liefde soveel makliker maak. En ek wil juist afsluit met hierdie punt, wat ek praat oor die vreugde in 'n huisgesin, die vreugde tussen mense. Want ons sien volgens statistiek, as ons dink aan die woord vreugde, as ons dink aan daai emosie wat ons beleef met mekaar en saam deel, en ek beleef daai vrede in dit, dan sien ons dat die liefde bonatuurlik net toeneem. Ons sien dat hierdie vreugde eintlik 'n uitnodiging is, sodat mense die liefde van Jesus ontdek. En dis ons roeping as Christene. Dis juis wie ons is, dis juis ons rol om hierdie liefde vir mense te gee, sodat hulle die vreugde kan beleef wat Jesus kom vestig het. Want ek gaan dit nooit hierdie vreugde, hierdie liefde, hierdie oorwinningsliefde beleef sonder hom nie, want hy is die koning van vreugde. So vriende, dis baie belangrik, dat wanneer ons hierdie boodskap hoor, dat ons reageer op dit. Dat ek myself indink, nie daai praktiese oefeninge, okay, wie in my lewe kan ek regtig begin investeer in?
Wie in my lewe kan ek regtig myself begin indink en hulle help in 'n emosionele kapasiteit, 'n geestelike kapasiteit, intellektueel, fisies, wat ook al dit mag wees, hoe ook al jy kan help, hoe kan ek hulle ondersteun? En is wanneer ons die Heilige Gees vertrou vir die inspirasie vir hierdie persoon, en dan vertrou ons ook vir die wysheid natuurlik hoe om hulle lief te hê. Hoe om hulle te kan ondersteun. Hoe om dit 'n realiteit vir hulle te maak dat liefde wel wen. Want vriende, ons sien dit in Jesus se die verhaal van Jesus, ons sien dit in die lewe van Jesus. 'n Heilige koning, 'n heilige God wat alles gelos het vir ons, sodat ons hierdie vreugde kan beleef. Hierdie vreugde in hierdie familie. En daarom is daar 'n appel op ons lewens dat ons ander mense innooi, dat ons gasvry is teenoor hulle en innooi in hierdie familie in. En vanaf daai plek het ek empatie met wat hulle deurgaan. Want ek weet, in daai omstandighede, in daai aksie van my na hulle toe, gaan hulle die liefde van Jesus ontdek. En dis die prioriteit, dis so belangrik. So ek wil vir ons afsluit met gebed. So vriende, ek wil net sê, baie dankie vir dit wat U vir ons doen. Vader, ek wil bid vir almal wat luister. Heilige Gees, ek wil bid vir vrede. Ek bid vir hulle harte. Heilige Gees, ek bid dat soos wat hulle in hierdie spasie nou sit of staan of waar hulle mag wees, mag U 'n persoon se naam op hulle lewe sit, op hulle gedagtes sit. Wat U hulle regtig mee kan ondersteun, hoe om hulle te ondersteun, hoe om daai mense te ondersteun. Heilige Gees, ek bid vir inspirasie en wysheid en insig wanneer dit kom by liefde vir ander mense. En ek bid dat hierdie liefde nooit sal stop tussen ons en Jesus nie, dat dit altyd 'n uitvloeipunt sal wees na mensdom daar buite. Dat dit altyd sal begin by my gesin natuurlik, in my familie, my vriende en my kollegas en aan die mense wat ek nie noodwendig ken nie. Vader, mag dit die natuurlike uitvloeipunt wees van U liefde aan ons, sodat ons mense kan innooi in hierdie die familie van vreugde, waarin ons herstel beleef, versoening beleef. En vanaf daai plek, Vader, bid ons regtig dat ons sal leer hoe om empatie te hê met ons medemens. Regtig sal leer hoe om onsself in te dink in hierdie verhouding, in hierdie omstandighede, sodat ons hulle kan oplig in liefde. Want Vader, liefde wen. En Vader, is U liefde wat dit moontlik maak vir ons, dat ons liefde vir ander mense kan toon. Ek bid dat die verskil by ons sal begin. Ons bid dit in U naam en ons is bitterlik lief vir U. Amen. Vriende, ek wil sê baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om hierdie boodskap met julle te kan deel, en ek bid regtig vir jou. Ek bid vir jou huisgesin, bid vir jou familie en ek bid vir jou vriende en jou kollegas. Mag jy die persoon wees wat mense innooi in hierdie liefde van vreugde in 'n familie van God. Bless julle.